Hallo en baie welkom. Vandag gaan ons rye en reekse takel. Nou ja, as jy al ooit na 'n bladsy vol wiskunde gestaar het en gewonder het waar op aarde jy moet begin, dan is hierdie vir jou. Ons gaan 'n eenvoudige maar regtig kragtige strategie ontsluit wat alles soveel makliker gaan maak. Ken jy daai gevoel? Jy het 'n rekenkundige formule, 'n meetkundige een, formules vir somme, vir algemene terme. Dit voel eerlikwaar of jy 'n hele bos sleutels het, maar jy het geen idee watter een die slot gaan oopsluit nie. En weet jy, daardie verwarring is dikwels die grootste struikelblok, nie die algebra self nie. Maar hier's die geheim. Die antwoord lê nie daarin om elke liewe formule te probeer memoriseer nie. Nee. Die ware vaardigheid, die meestersleutel, is om te leer hoe om die patrone in die getalle raak te sien. Sodra jy daai patroon het, vertel dit jou presies watter instrument om te gebruik. En daardie hele proses, wel, ons noem dit die meestersleutelstrategie. Dis 'n eenvoudige 4-stapplan wat jy vir enige, en ek bedoel enige, ry of reeks probleem kan gebruik. Dit gee jou 'n betroubare raamwerk sodat jy nooit weer hoef te raai nie. OK, kom ons spring sommer dadelik in. Kyk hoe eenvoudig dit eintlik is. Stap 1, ons soek en identifiseer die patroon. Stap 2, ons kies die regte formule wat by daai patroon pas. Stap 3, ons vervang ons waardes versigtig in en stap 4, 'n baie belangrike stap, ons gaan ons antwoord na. Dis dit, 4 stappe elke liewe keer. So, die allerbelangrikste punt is, stap 1, alles begin hier. Die ry self, die getalle voor jou, bevat die leidraad wat jy nodig het. Jy hoef nie ver te soek nie, jy moet net weet waarna om te kyk. En waarna kyk ons? Ons kyk vir konsekwentheid. Ons soek iets wat dieselfde bly van een term na die volgende, of dit nou die getal is wat jy bytel, of die getal waarmee jy maal, daardie konstante faktor, dis jou hoofleidraad. Hierdie skyfie is basies jou padkaart. Hoe weet jy watter pad om te neem? Wel, kyk na die leidraad. As jy agterkom, die verskil tussen terme bly presies dieselfde, dan weet jy dis rekenkundig. As jy sien jy vermenigvuldig elke keer met dieselfde getal, dan is dit meetkundig. Dis regtig so eenvoudig soos dit. Kyk gou hier na die direkte vergelyking. Links vir die rekenkundige ry, wat gebeur? Ons tel heeltyd 5 by. Die verskil is konstant. Regs met die meetkundige ry, vermenigvuldig ons elke keer met 'n derde. Die verhouding is konstant. Sien jy hoe die patroon homself eintlik vir jou wys as jy net die regte vrae vra? Goed, so, jy het die patroon geïdentifiseer. Die slot is ontlees, nou is dit tyd om die regte sleutel of kom ons sê die regte stuk gereedskap te kies. Kom ons beweeg aan na stap 2. Dink aan jou formuleblad as 'n gereedskapkas. Jy sal mos nie 'n hamer gebruik om 'n skroef in te draai nie, of hoe? Net so, sodra jy weet jy werk met 'n rekenkundige patroon, dan weet jy presies watter stuk gereedskap jy uit daardie kas moet haal. En hier is daai gereedskapkas. Kyk saam met my. As jou patroon rekenkundig was, fokus jy net op hierdie boonste ry. Dis jou gereedskap. Jy het 'n formule om enige term in die ry te vind, dis jou Tn, en een om die som van die terme te bereken, dis Sn. Dieselfde geld vir meetkundig in die onderste ry. Die patroon wat jy in stap 1 gekry het, sê vir jou presies watter ry om te gebruik. Geen raaiwerk nie. Reg, genoeg teorie. Koms maak dit prakties. Die beste manier om hierdie strategie regtig te verstaan, is om te sien hoe dit werk. Ons gaan nou stappe 3 en 4, die oplos en nagaan, toepas op 'n tipiese probleem. OK, hier is ons vraag. Die sleutelwoord hier is rekenkundige. Sien, die vraag gee ons reeds die patroon. Ons weet T4 is 17 en T10 is 41. Ons doel is om daai algemene reël Tn te vind. Goed, kom ons breek hierdie stap vir stap af. Eerstens, ons stel ons 2 vergelykings op. Ons weet T4 is 17, so ons vervang n is gelyk aan 4 in die algemene formule in. Dit gee vir ons a plus 3d is 17. Ons doen presies dieselfde vir T10 en dit gee ons a plus 9d is 41. Nou, om vir d op te los, trek ons sommer die een vergelyking van die ander af. Dit gee vir ons 6d is 24. Deel deur 6 en daar sy, d is gelyk aan 4. Nou dat ons d het, kan ons vir a oplos. Kom ons gebruik sommer die eerste vergelyking. A plus 3 keer 4 is 17. Dit beteken a plus 12 is 17, so a moet natuurlik 5 wees. Laaste stap, ons sit alles saam, ons het a is 5 en d is 4. Plaas dit terug in die algemene formule en ons kry ons finale reël. Tn is gelyk aan 4n plus 1.
En asseblief moet nooit hierdie laaste stap oorslaan nie. Dis jou veiligheidsnet. Kom ons toets ons nuwe reël met een van die feite wat ons gekry het. Kom ons kyk of ons teeveer kry. 4 x 4 is 16, plus 1 is 17. Dit stem presies ooreen met die vraag. Nou weet ons is reg. Dis 'n wonderlike gevoel van sekerheid, né? En daar het jy dit. Jy het nou 'n betroubare, herhaalbare strategie. Jy weet hoe om die leidraad te vind, die regte gereedskap te kies, die werk te doen en dan jou antwoord te toets. Jy het die meestersleutel. Kom ons toets dit gou. Kyk vinnig na hierdie ry op die skerm. Moenie te veel dink nie. Wat is die eerste ding wat jy raak sien? Watter soort patroon is dit? Presies. Van 11 na 15 is plus 4. Van 15 na 19 is plus 4. Die verskil is konstant. Dis ongetwyfeld 'n rekenkundige ry. Sien jy hoe vinnig dit gaan as jy weet waarna om te soek? En omdat jy weet dis rekenkundig, weet jy onmiddellik sonder om te huiwer watter formule om te gebruik. Jy gryp die Tn is gelyk aan A plus en minus 1 mal D formule en jy is reeds halfpad na die oplossing. Dis die krag van hierdie strategie. So, die een ding om te onthou is dit. Hou op om op die formules te fokus en begin eerder om na die patrone te luister. Hulle vertel jou presies wat om te doen. En nou dat jy die meestersleutel het, weet jy presies hoe om te luister.